Goeiemôre, of moet ek dalk net sê môre, goeiemiddag en goeienaand waar jy ook al is in die wêreld van leeu rugby vanmiddag. Ja, ek weet nie of ons leeu's so 'n lekker gevoel het vandag nie. Hierdie video is om 'n bietjie te gesels oor ons kwart eindstryd teen Leinster gisteraand. En ek praat sommer 'n bietjie uit die hart uit. Ek gaan nie na video footage kyk of so nie. Ek beplan om dit 'n volgende podcast te maak, dat ons bietjie na footage kyk en ek wil nie die woord autopsie gebruik nie, want dis te finaal, maar net in terme van die wedstryd waar ons bietjie sal kyk, wat het verkeerd geloop, hoekom het dit verkeerd geloop, is daar moontlike antwoorde op die vrae ensovoorts. Maar vir my en ek seker vir u as leeu-ondersteuner, is 'n mens maar bietjie hartseer, nie noodwendig omdat ons verloor het nie, natuurlik daaroor ook, maar die manier wat ons verloor het. Ek gee nie om 'n man kan 'n klap vat, maar dit is ook hoe dit gebeur soms wat belangrik is, en vir ons as rugby ondersteuners en spesifiek leeu ondersteuners is dit belangrik om ons liefde vir die span en die spel te wys, ook deur hoe ons voel. Nou ja, ek is 'n leeu ondersteuner in murg en been. Ek was nog altyd 'n leeu ondersteuner. Ek sê altyd ek het uit my ma se baarmoeder uitgekom as 'n leeu ondersteuner. Dit is my default setting en ek sal ook eendag hierdie lewe verlaat as 'n leeu ondersteuner. So daar's geen kwessie by my oor wie ek ondersteun of is ek nou so kwaad vir die leeu's. Ek sien daar's mense wat kwaad is en nou nie meer sommer wil op 'n rugby kyk en nie meer die leeu's wil ondersteun nie. En seker goed, dis elke mens se reg om dit te hanteer soos wat jy wil. Nie vir my nie. Ek bly 'n leeu ondersteuner en ek dink die ding is, hoe liewer jy is vir iets of iemand, hoe seerder maak dit as jy teleurgestel word, maar jy los nie jou span nie. In elk geval, kom ons kyk gou-gou na 'n paar goedjies. Dit gaan nie 'n lang video wees nie, ek wil net gesels oor 'n paar issues van die wedstryd gisteraand. Dan wil ek net bysê, en ek sê dit gereeld ook, ek het vooraf 'n besluit geneem voor ek met podcasts begin het in die algemeen, dat ek nooit spesifiek in terme van rugby, maar eintlik is dit maar 'n lewensbeginsel, mense op sosiale media sal afkraak persoonlik nie. Ek sal nooit in mense se karakters inklim nie. Dis nie my doel nie. My doel sal altyd wees om in terme van rugby, leeu rugby te ondersteun, op te lig, op te bou en so aan, maar partykeer moet mens kyk bietjie wat het fout gegaan en hoekom. Voor ons by die kritiek kom, laat ons dan daarom ook net sê, baie geluk aan die leeu span en die afrigters en die hele leeu organisasie. Ek het dit voorheen gesê, maar ek sal dit weer sê, geluk met die beste wat ons tot nog toe gevaar het. Aan die begin van die jaar, as jy vir meeste leeu ondersteuners gevra het, sou julle doelwit wees om in die kwart eindrondes te wees, sou meeste mense gesê het, yes, for sure. Ek dink as ons dit kan bereik, dan is ons redelik gelukkig. So in daai opsig is ons is die wenners van die VRK Suid-Afrikaanse skild. Dit is fantasties. Ons het 'n paar spelers ontdek deur die loop van hierdie jaar, Hashim Pied, Batu Sekani, Sibamahashe, Erich Cronje, wat 'n revelation was. Ek weet hy is nou al 'n rukkie bekend aan ons, maar op vleuel was hy iets besonders geweest. Chris Smith, dink ek het sy rugby tuiste gevind. Ek hoop regtig so. Hy was regtig 'n stabiele faktor in die span. So ek dink daar's baie om oor positief te wees. En dan natuurlik ook in terme van volgende jaar, ons het vir die eerste keer, sover ek verstaan, gekwalifiseer vir die EPCR Championship. So hopelik kan dit nuwe borge inbring, dit kan hopelik nog geld inbring vir die Unie om te kyk na 'n paar aankope in terme van spelers, miskien 'n afrigter hier en daar wat kan help om die Unie sterker te maak. Ek hoop inderdaad so
daar is 'n paar leemtes in terme van spesifieke posisies in die span. En dan natuurlik net voor ons by die wedstryd self kom, die volgende ding op ons kalender is natuurlik die Currie-beker. Dit begin die 18de Julie en die finaal is op die 12de September. Laat ek net ook by sê, dit is verskriklik swak en teleurstellend om te probeer soek vir hierdie inligting op die internet. Ek neem SA Rugby kwaadlik. Daar's byna geen informasie reeds daaroor op hulle webtuiste nie. Maar nou ja, dit daar gelaat, dit iets vir 'n ander dag, voor my bloed behoorlik begin kook oor SA Rugby. Goed, ek het 'n klomp vrae, en miskien kan jy saamstem, miskien het julle antwoorde, miskien as daar spelers is, of van die mense van die afrigtingspan of bestuur, wat graag sal wil bydra lewer, en graag sal wil antwoord. En daarby bedoel ek nie, ek sê dit nie uit 'n arrogante punt, dat ons vereis antwoorde nie, bloot om ons as ondersteuners te probeer help verstaan. Die eerste ding, en wat vir my die moeilikste verstaanbaar was van die wedstryd, was die Lions se verdedigingspatroon van vaste fasette af. Leinster het 'n paar keer drie gedruk van 'n in 'n eerste fase van 'n skram of van 'n lyn staan. Dit was die bal van die skram gekom, van die lyn staan af, deur die hande vleuel toe, en daar was baie spasie gewees. En dit is my moeilik om te verstaan, hoe die verdedigingspatroon nie werk nie. Ek weet dat om 'n suksesvolle rugby span te hê, moet jy die spelers en jy die afrigters. Sommige keer kan jy die speler blameer vir 'n voor die hand liggende fout wat 'n speler gemaak het, soos 'n tackle, 'n voor die hand liggende tackle, 'n lak, soos ons dit in mooi Afrikaans noem, wat hy doeteenvoudig gemis het. Jy kan nie noodwendig dit afrig en die afrigter kwaadlik neem as 'n speler 'n baie voor die hand liggende tackle mis nie. Maar dan is daar ander goeters waar die span as geheel gevorm word deur die afrigters, wat die span taktiek en die spel plan en die wedstrydplan is, wat die deel is van die afrigters om te kan oordra na die spelers toe. En so hierso voel ek by die verdedigingspatroon, by die vaste fasette veral, dis 'n ding waarvoor die afrigters verantwoordelik is. Dit is hulle wat die span bymekaar kry deur die loop van die jaar en sê, dit is hoe ons werk, dit is hoe ons verdedigingspatroon werk. En vir my het dit gevoel dat ons eerste fase verdedigingspatroon van vaste fasette af was besonder swak. Die tweede punt is, ek het dit ook al voorheen gesê, is dat ons skrams was reg deur die jaar, was dit wapen. Waarom gebruik ons nie die skrams meer nie? Ons lynstane, waarby ek nou sal kom, is nie 'n sterk punt nie, maar gereeld as daar 'n strafskop was, dit was gisterand veral in die tweede helfte ergens, dis 'n strafskop gekry vir 'n skram teen Leinster. Die strafskop was vir ons, en toe net daarna, toe ons die strafskop kry, skop ons die bal uit om 'n rolmaalbeweging te probeer afdwing, en ons verloor die bal weer, wat nie verbasend was nie. Eerder as om 'n skram te vat en nog 'n strafskop af te dwing, en miskien op die einde selfs 'n straf 3, want dit was naby aan die doellyn. So ek verstaan nie hoekom ons nie die skrams meer gebruik om spanne onder druk te sit nie. My derde punt, ek moet nou my nommers hier onthou, ons taktiese skopwerk was 'n reuse mislukking. Dit was eintlik half aardig om te sien hoe Chris Smith en QAnon se skoppe direk uitgaan, en dan moet ons terugval tot waar die skop plaasgevind het, met 'n lyn staan vir Leinster.
daar is een van die punte waar ek sal sê die speler is verantwoordelik en as afrigter kan jy nie dit beheer op die veld nie. En ek wonder of die oomblik te groot was vir die spelers en ek wonder of daar miskien by die Leeu spelers of by die span 'n sielkundige moet betrokke raak oor wedstryde oor see om te keer dat sulke onnodige foute plaasvind. My vierde punt, en dit is letterlik iets waarvan ek praat nog van my heel eerste podcast af, is lynstane. Ek het hier geskryf, lynstane. Ek dink ons het dalk net soveel van ons eie lynstane verloor gisteraand as wat ons gewen het. Dalk het ons meer verloor as wat ons gewen het. En dis kommerwekkend want dis wedstryd na wedstryd na wedstryd wat ons balle verloor op ons eie lynstane. Jy kan nie 'n toernooi wen met slegte lynstane nie. Dis nou maar een van daai goeters. Ek sal weer sê wat ek vroeër gesê het of gevra het is dat die Leeu's het 'n noemenswaardige probleem by die lynstane. Om 'n werklike internasionale lynstaan spesialis konsultant in te kry om te kom werk. Ek onthou daai tyd toe Johan Ackerman in hierdie seisoen oorgeneem het, die bulle oorgeneem het by Jake White en daar was groot probleme. Ek dink hulle het 6 of 7 wedstryde in 'n ry verloor, maar Johan Ackerman kon sy trots in sy sak druk en SA Rugby vra vir hulp. En daai ouens het ingekom en gehelp en sover as moontlik goeders reggemaak. En ek wil vra, hoekom kan die Leeu's dit nie ook doen nie? Ek is 100% oortuig daarvan die afrigters by SA Rugby sal graag wil inkom en konsulteer en te kyk waar hulle kan help om Leeu Rugby lynstane spesifiek beter te maak. My 5de punt is die rotasiestelsel van die spelers. Ek dink daar was te min gebruik gemaak van 'n goeie rotasiestelsel. Ek verstaan dat as jy op 'n stadium het ons geland op 'n baie goeie kerngroep spelers. Maar toe was spelers soos Reinhard Jonker moes dan vir die onder 23's gaan speel het en hy was nie in die spel ingeroteer nie. Hashim Peet het deur so 'n stadium gegaan. Hy het 'n ontsettende goeie indruk gemaak vir 'n klomp wedstryde waar hy nogals vir ons die wedstryd gewen het teen die Sharks op 'n punt en het 'n paar wedstryde en toe skielik was hy uit die rotasiestelsel uit. En dan kan 'n mens ook dieselfde sê van Nico Steyn. Nico Steyn was ook op 'n stadium verlore gewees vir die rotasiestelsel en ek dink met 3 sulke goeie skramskakel moet jy hulle roteer. Jy moet 'n plan hê en nie elke keer net met die sogenaamde nommer 1 speler na 'n posisie gaan nie, maar jy moet die ander spelers in die loop hou en ook hulle confidence bou deur te laat begin. Ek dink daar's 'n paar posisies waaroor ons kan praat in daai opsig. Richard Kriel was nog so ene wat op 'n stadium heeltemal uitgelaat was tot daar 'n besering ingekom het. Kelly Mpeko ook, Renzo Du Plessis. Ek kan regtig nie verstaan hoekom Renzo Du Plessis nie, hy was tot op 'n sekere deel van die seisoen was hy daar, en toe ewe skielik het ons hom nooit weer gesien nie, en ons almal weet watter waardevolle speler hy is, en hy bring iets anders as 'n losvoorspeler. So, dit is my 5de punt, die rotasiestelsel. My 6de punt, en dis seker die grootste vraag op hierdie stadium, hoekom kan ons nie oorsee wen nie? Ons het hierdie jaar glad nie oorsee gewen nie, miskien met die uitsondering van een van die EPCR wedstryde, maar met die VRK het ons glad nie gewen nie. Inteendeel, ons het meeste van die tyd gemiddeld of ondergemiddeld gelyk. Ek laat my nie vertel, ons speel tuis hierdie fantastiese rugby, en ons gaan oor see en ewe skielik lyk dit of ons onbeholpe is. So weer eens, ek dink daar moet dieper gedelf word in daai kwessie in. En dis natuurlik nie net die Leeu's nie, die ander Suid-Afrikaanse spanne ook sukkel om oor see te wen.
En ek dink daar moet 'n oplossing gevind word. Ek dink nie ons kan net altyd ons skouers optrek en sê, wel, ons soek maar altyd die tuisveld voordeel nie. 'n kampioenspan moet weg kan wen ook. So dis vir my nogals 'n bron van kommer. My 7de punt is Leinster se verdedigingsstelsel moet bestudeer word. Ek glo vas daar, alhoewel hulle nou lekker vasgeval het teen Bordeaux verlede week, is Leinster se verdedigingsstelsel, defensive system, is een van die bestes in die wêreld. As ons nou met my volgende podcast sal ek bietjie vergelyk hoe hulle opskiet teenoor die Lions se verdedigingspatroon spesifiek van vaste fasette af. En so ek verwag regtig dat die Lions se afrigtingspan intens moet gaan kyk na Leinster se verdedigingspatroon en dit moet navolg sover as moontlik, want dis 'n wedstrydwenner. My 8ste punt, en dit sluit nogals baie aan by die verdediging, is die Lions se agterlyn spesifiek, maar ook in algemene losspel, ons speel van 'n te diep spasie af. In die 80er jare was ons geleer, die agterlyn staan lekker diep, gee self spasie, maar dis nie meer die geval nie. Die spanne wat suksesvol is en wat hoë tempo, hoë risiko rugby speel, se aanvalslyne is baie vlakker. Dis amper asof die Lions heeltemal te ver terug staan op die aanval. En teen die tyd wat ons by die voordeellyn kom, is die verdedigingslyn van die ander span reeds lankal daar en ons het amper geen kans om die verdedigings of die voordeellyn aan te val nie. Nommer 9, en dis bietjie meer van 'n emosionele punt, en ek dink dit is belangrik om te noem, ek is mal oor die Lions span en die Lions spelers, van wat ek sien, en ek dink van wat meeste van ons sien op TV en wanneer ons by Ellis Park is, die Lions is sulke nice mense. Maar daar's hierdie ou sê ding van nice guys finish second. Of nice guys always come last. En dis ongelukkig die waarheid. Ons is te nice. As jy van die veld af is, be the nicest person you can be the kindest person you can be. Die van julle wat onthou, wat dit dalk gelees het, François Pienaar se autobiografie wat hy geskryf het, nadat hy klaar rugby gespeel het, het hy geskryf oor die 1995 wêreldbeker. En hy het 'n interessante ding daar gesê, hy het gesê, as span het hulle besluit, elke moontlike greintjie wat jy kan kry om die ander speler of die ander span te intimideer, gebruik jy. So selfs as jy lê op die veld, op die gras, jy's nou getackle en jy en die opponent lê daar, dan gebruik jy daai opponent. Jy druk op hom om op te staan. Niks lelik nie, maar jy gebruik hom as 'n stit. Jy druk hom 'n bietjie af. Gisterand op 'n stadium het ek gesien dat ons help die opponente op. Dis baie nice as jy in Pick n Pay is en iemand val en jy gaan help hulle op. By all means, please do that. Maar vir daai 80 minute tussen daai 4 lyne moet jy nie nice wees nie. Bakkies Botha sou dit nooit gedoen het nie. Bakkies Botha sou die teenoorigste, hy sou seker maak die ouens weet op die veld, there's no more Mr. Nice Guy, en ek voel ons is op die veld te nice. Okay, dis 'n baie persoonlike punt daai, en baie mense sal seker nie met my saamstem nie. Let wel, ek praat nie van vuil spel of ongeoorloofde spel nie, en spel buite die reëls. Ek praat nie daarvan nie. Ek praat bloot net van intimidasie op die veld. Hierdie is rugby, dis nie sokker nie. Goed, en dan, soos ek sê, met die volgende video sal ek 'n bietjie beeldmateriaal uithaal, want ek dink is nodig om dit te prosesseer, om daaroor na te kyk en vir myself vrae te beantwoord, en hopelik sal daar iemand wees van die leeu afrigtingspan of spelerspan, net om ons bietjie insig te gee
rondom hoekom en hoe sekere goed gebeur het. En dan om mee af te sluit, op The Rugby Guru, ek dink baie van julle sal bekend wees met The Rugby Guru, Johan, wat aan die hoof staan daarso van The Rugby Guru. Hy het my laasweek maandag aangenooi op 'n live podcast waar ons natuurlik all things rugby gesels, en hy het gevra of ek hierdie maandag aand weer daar sal wees, en ek is baie bevoorreg en dankbaar vir die geleentheid. So as jy maandag aand 8:00 niks het om te doen nie, dan skakel asseblief in op YouTube. Jy search maar net The Rugby Guru en of The Rugby Guru live, dan sal jy dit vinnig kry, en dan gesels ons vir min of meer 'n uur lank oor die afgelope naweek se rugby en die rugby wat voorlê, en dit maak vir goeie gesprekke. Baie dankie as jy tot hier gekyk het, ek waardeer dit baie. Volg my asseblief op al die ander kanale. Ek het verskillende tipes content. Ek praat nie net oor rugby nie. Ek het 'n hele lewe en ek het so 'n paar ander goedjies wat ek ook deel. Ek is op Facebook. Kyk op Facebook vir my naam Hendrik Fourie, maar dan is daar ook die Dedicated Rugby Facebook blad, The 15. Op YouTube sal jy my verskillende tipes content ook vind onder hulle playlists. Ek is op Instagram en op TikTok ook. Dankie dat jy gekyk het. Ek hoop jy het 'n wonderlike week. Gaan vanaand bietjie kerk toe as jy nog sleg voel, en sterkte met jou week vorentoe, en dalk gesels ons verder weer in hierdie week. Cheers.